Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Ek kom nou net terug van 'n 6 weke ekspedisie in Afrika. Aldus die bokbaartjie waarvoor Renata nie so erg te vind is nie. Nou soms was dit nogal erg daarbo, maar dit was nie die heeltyd speeltyd nie. 'n Vriend van my het my van Australië het my saamgeneem en ek het baie tyd daar gehad om ook te kan werk en ons het 'n reeks van 13 preke geskryf en daar opgeneem oor die boek van Jakobus. En ek is so opgewonde oor hierdie reeks wat ons gaan neem tot by Advent daar aan die einde van November. Nou ek is anders as gevolg daarvan en ek hoop jy gaan dit ook baie geniet en baie daarby leer. Die reeks begin eers volgende week. Maar nou lyk dit asof ek in 'n operasieteater staan. Ek weet nie of jy kan onthou nie, maar ons het met Paasondag ook in die teater gestaan. Dit het mos gegaan oor ons wat 'n nuwe hart kry as gevolg van Jesus wat daar aan die kruis gesterf het en opgestaan het. Wel, ek het nog 'n preek daar geskiet en ek het nooit tyd gekry om dit te kon ergens skeduleer dat ons dit kan uitsaai nie, want ons het eers gekyk na dit Jesus wat verskyn het aan verskillende van sy vriende. Ons het gekyk na die Heilige Gees, na die vrug van die Gees en die laaste reeks het ons mos gedoen oor die gawes van die Gees. En ek sien daar is 'n paar van julle wat nog nie 'n draai daar by ons website gaan maak het nie. En ek wil jou regtig uitdaag om 'n halfuur op sy te sit en dit te gaan doen en te gaan versterk wat jy weet of te gaan uitvind, wat is jou gawes, wat is die geskenk wat God jou gegee het. Maar nou eers gaan ons terug na die teater toe om te praat oor die hart. Maar wag, amper vergeet ek, want God kom groet jou, daar waar jy nou is en sê vir jou, hier is vir jou genade en baie vrede. Nou oor die hart het ons nog nie genoeg gepraat nie. Die woord hart kom amper 1000 keer voor in die Bybel en dit wys net hoe 'n sentrale tema en hoe belangrik die hart in die Bybel is. God kyk na ons hart. Ons moet God lief hê met ons hele hart. God wil vir ons 'n nuwe hart kom gee. Ons moet ons hart oppas en bewaar. Dit is maar 'n paar van die onderwerpe oor die hart in die Bybel. Nou vandag gaan ons stil staan by hierdie ongelooflike belangrike onderwerp. En dit is dat ons hart moet bewaar. Ons moet dit oppas. Nou die vraag is, waarna verwys die hart in die Bybel? Nou Dr. Dirk is 'n vooraanstaande kardioloog daar in Umhlanga en dit is waar ek die preke geskiet het. Nou, ons het die aand voor die tyd het ons gaan uit eet en toe het hy my vertel van die ondersoek wat hy gedoen het tussen die ooreenkoms tussen die hart hier in ons bors en die hart waarvan die Bybel verwys. Nou my mond het regtig oopgehang. Nou Dr. Dirk het my so 'n voelvlug gevat oor die Bybel en my daarop gewys dat in die Ou Testament het die hart gesien as die sentrum van die mens se innerlike lewe. Dis die plek waar 'n mens dink, dis waar jy besluite neem, dis waar jy jou begeertes vorm en jou morele rigting bepaal word. Met ander woorde, die hart verteenwoordig die kern van wie 'n mens is. Die hart word verder in die Bybel ook gesien as die plek waar 'n mens se wil en motiewe gevorm word. Daarom praat die Bybel dikwels daarvan dat mense God met hulle hele hart moet lief hê. Dit beteken nie net emosioneel lief hê nie, maar om jou hele lewe, jou keuses, jou prioriteite en jou loyaliteit op God te rig. Wat in die hart aangaan,
bepaal uiteindelik hoe 'n mens leef, hoe jy praat en hoe jy optree. Verder gebruik die Bybel die hart om te wys hoe 'n mens se verhouding met God lyk. 'n Hart kan hard word, dit kan dwaal, maar dit kan ook nuut gemaak word. Daarom praat die skrif daarvan dat God 'n nuwe hart vir sy kinders gee. Wanneer die hart verander, verander die hele mense se lewe, want alles wat ons doen, vloei uiteindelik hier uit ons hart uit. Dr. Dirk het die innerlike hart nog verder afgebreek en dit lekker prakties verstaanbaar gemaak. Nou luister mooi wat hy sê. Hy sê, die innerlike hart is die gedagtes. Dit wat jy glo, jou verstaan, jou oordeel, jou onderskeidingsvermoë, jou gewete. Hy sê verder dat aan die emosionele kant van hierdie innerlike hart is verlange, is begeertes, gevoelens, verbeelding en natuurlik emosies. Nou hoop ek jy verstaan waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Omdat die hart so 'n integrale deel van 'n mens se lewe is, en so bepalend vir jou gedrag en verseker ook impak het op jou verhouding met God en ander mense, druk Salomo dit op ons hart, no pun intended, dat ons dit met alles in ons moet oppas. Ek dink die duiwel weet hoe belangrik hierdie groot hart is, en daarom probeer hy heeltyd sy vuil, vetterige vingers daarop kry. En hiervoor moet ons oppas. Vandag gaan ons 'n bietjie hulp kry om wag te staan by ons harte. En ons gaan weer daar in die teater in Umhlanga bietjie meer hoor van hoe ons harte moet oppas. So kom ons raak rustig en ons luister ernstig na die woorde van Salomo, waar hy sê, ons moet ons harte oppas. Vader, baie dankie daarvoor dat ons weer om u woord kan vergader. Dankie Here dat u ons Vader is. Dankie dat u 'n liefdevolle Vader is wat vir ons 'n nuwe hart gee. Maar behalwe dit, Here, dat u ook vir ons die Heilige Gees gee om ons te help. Vader, Salomo sê, ons moet wagte aanstel by ons hart. Vader, help ons om ons wagte aan te stel, sodat ons hart nie onder die druk van die bose ou soek nie. Here, dankie daarvoor dat u vir ons deur die Gees u woord oopbreek. Vader, ek vra dat u die bedienaar van die woord en ons almal se sonde sal vergewe. Amen. Dear friend, listen well to my words. Tune your ears to my voice. Keep my message in plain view at all times. Concentrate, learn it by heart. Those who discover these words live, really live. Body and soul, they're bursting with health. Keep vigilant watch over your heart. That's where life starts. Don't talk out of both sides of your mouth. Avoid careless banter, white lies, and gossip. Keep your eyes straight ahead. Ignore all sideshow distractions. Watch your step, and the road will stretch out smooth before you. Look neither right nor left. Leave evil in the dust.
As ons vinnig kyk na Spreuke 4, dan sien ons dat Salomo roep ons almal dringend op om wysheid op te soek en dit met alles in ons te beskerm. Want hierdie wysheid bepaal die rigting waarin ons stap. Dit bepaal die rigting waar ons gaan eindig. Salomo het by sy pa Dawid geleer dat dit ver meer gaan oor net kennis of slim wil wees. Maar, en hierdie is so belangrik, om 'n lewe te leef wat in lyn is met God se wil. Nou ek moet bieg, as ek 'n keuse kry om te kies tussen al die geld in die wêreld of wysheid, dan sal ek ook kies so Salomo vir wysheid. Want ek het in my lewe al soveel keuses gemaak wat nie so vars was nie. En baie mense, insluitend myself, teleurgestel en sommige self seer gemaak. Nou ek vermoed, daar is van julle wat seker saam met my hiermee kan identifiseer en dit ook al ervaar het. Salomo maak dit duidelik dat elke mens op 'n pad loop en dat daardie pad bepaal word waar jy gaan uitkom. En as 'n mens toelaat dat die bose ou vir jou die heeltyd van die pad af lok en hier by jou hart gaan timmer, dan gaan jou hart hard word. En dan gaan jy die kans goed wees dat jy die bedoeling van God met jou lewe mis. Die pad van die wyse is soos die lig wat die dag breek, wat dit al hoe helderder word, totdat die volle daglig is. Met ander woorde, wanneer 'n mens volgens God se wysheid leef, groei daar geleidelik meer lig, meer duidelikheid, en daar kom meer rigting in jou lewe. Ernstig vra Salomo hier in hoofstuk 4, dat ons tog ernst sal maak, dat ons sy wysheid ernstig sal doen, en dit sal deel maak van ons wese, en dit gaan uitleef. Ons moet ons ore, sê hy, in tune kry met die wyse. As jy woorde hoor en dit gaan doen, dan gaan jy werklik lewe. Dan gaan jy uitkom by 'n lewe met 'n uitroepteken. En omdat die hart so sentraal is in 'n mens se lewe, sê hy, moet jy dit met alles in jou beskerm. Bewaar jou hart. Stel wagte aan sodat hulle jou hart kan beskerm. Want as jy nie jou hart beskerm nie, is die gord gou gaar en gaan jy pad afdwaal. Soos die Engelse man sê, be vigilant. Ek onthou nog ons dae toe ons daar in die weermag was. Dit was 'n goeie tyd, maar 'n tyd wat ek nooit weer oor hê in my lewe nie. Maar jy het dit nooit gewaag om te slaap nie. Jy het jou oë so groot gemaak dat hulle enige ritseling van 'n blaartjie begin raak sien. Jy het niks vertrou nie en enige beweging het jy ondersoek en gekyk of daar nie tekens van die vyand is wat wil inkom nie. Jy het selfs jou ore gespits en dit het hulle vir ons geleer om 'n ritseling wat snaaks is te hoor. Hulle het ons selfs geleer om 'n verandering in ons reuksintuie agter te kom en aandag daaraan te skenk. En dis om jou veiligheid, jou makker se veiligheid en uiteindelik die hele land se veiligheid te kan help om wag te staan en seker te maak dat kom niemand in nie. En dis wat Salomo bedoel moet ons doen met ons hart. Omdat dit so 'n kern van jou lewe hier binne in jou is. Dit is so kwesbaar. En as die duiwel jou hier pootjie, is dit 'n groot slag. Nou ek wil jou gou vinnig terugneem na verlede week se hartoortplanting. Onthou, Esegiel het gesê daar is 3 beloftes van God. Die eerste ene is dat hy water oor ons gaan sprinkel om ons skoon te was. Wel, dit was toe bloed van Jesus wat gevloei het op Golgotha, wat die waswerk gedoen het en ons witter gemaak het as sneeu. Nou die derde ene was dat die Heilige Gees aan ons gegee word, vir ons gestuur word, om ons te help om die lewe te leef soos wat God wil hê ons moet doen. Maar die tweede belofte was mos die nuwe hart wat oorgeplant word. Ek dink ons gaan dit dalk beter verstaan as ons die vergelyking van Dirk tussen 'n fisiese hartoortplanting na kyk teenoor 'n geestelike hartoortplanting.
dit het my kop so 'n bietjie oopgeskiet. Hy sê dat 'n fisiese hartoortplanting wat hier gebeur, moet daar iemand doodgaan. Soos hy het met die storie gewys, soos by Christian Barnard se eerste oorplanting, moes Denise Danwell in 'n motorongeluk sterf, of hulle die aand haar dood verklaar, om haar hart te kon gee vir Louis Waskanski. Vir ons in die geestelike hart te kon kry, moes iemand sterf. Jesus moes sterf. En ek dink as 'n mens dit nou so sien, dan eers besef 'n mens wat Jesus vir ons gedoen het, want as hy nie gesterf het nie, kon ons nie 'n nuwe hart gekry het nie. Die skenker gee die hart aan die ontvanger, maak nie saak wie die ontvanger is nie. Jy kwalifiseer nie vir iemand se hart omdat jy mooi of jonk of oud of ryk of arm of slim is. Die teks sê mos, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. So daar is geen koste vir die ontvanger met 'n fisiese hart nie. Die skenker kan nie sy hart verkoop nie. Dit is in ieder geval onbetaalbaar duur. Is dit nie net deur genade wat ons 'n nuwe geestelike hart ontvang nie? Daar's geen iets wat ek kan betaal nie. Hoe moet ek dan nou in ieder geval vir Jesus betaal vir dit wat hy vir ons gee? Dirk gaan verder en hy vertel so 'n bietjie oor hoe belangrik die post-operasie nasorg is. Hy sê dat die energie wat daar ingaan in 'n hartoortplanting, dis nie so baie soos die energie wat ingaan op die nasorg nie. Net so is dit vir ons verantwoordelikheid om ons geestelike hart, natuurlik nie alleen nie, want die Heilige Gees is daar om ons te help. Net so belangrik is dit vir ons om hierdie nasorg van die nuwe hart energie in te sit. Dit is seker een van die belangrikste dinge, hierdie anti-verwerpingsfokus. Daar met die fisiese hartoortplanting is moet daar medisyne gereeld gedrink word en hulle moet gereeld gaan vir mediese ondersoek. Hulle moet gereeld by die dokter uitkom dat hulle weer scans en goeders doen. En hoe maak ons seker dat ons geestelike hart nie verwerp word nie? Die daaglikse voorskrif is om in God se woord te gaan wandel. Dis hier in God se woord wat ons leer om die plekke te vermy wat die nuwe hart uit sy kas uit wil ruk. Ons moet ruimte gee, en dis belangrik, ons moet ruimte gee vir die Heilige Gees. Dis deel van die wagte wat ons aanstel. Ons moet aan hom ruimte gee om vir ons te leer hoe om met die nuwe hart binne God se wil te lewe. Daarom moet ons gereeldheid, hoor mooi, gereeldheid in God se teenwoordigheid skenk. Dis amper soos om 'n dokter gereeld te gaan besoek. Soos wat die ontvanger van 'n nuwe hart verseker moet dophou na die tyd wat hy of sy eet, moet ons wat 'n geestelike hart ontvang verseker maak, wat gaan met ons dieet aan? Wat se kos neem ons in? Is ons by 'n geloofsgemeenskap, by 'n selgroep, lees ons geestelike boeke, en so kan ons 'n gebalanseerde dieet volg om ons te help om ons hart, ons nuwe hart te koester. Ek besef maar net meer die groot verantwoordelikheid wat ons het, dat ons in wag het wat ons om ons harte aanstel. Ons kan nie maar net dink omdat ons 'n nuwe hart het, is ons nou reguit op pad hemel toe nie. Ek het uit my eie lewe agtergekom dat wanneer jy erns maak met jou verhouding met God, dan is die aanvalle van die bose ou eintlik net nog groter. Dan gaan jy alles in jou vermoë moet doen om te sorg dat jou hart nie besoedel word nie, dat jou hart nie deur die aanvalle van die duiwel seer kry nie. Daar is nog een groot verskil, sê Dirk. You are not guarding a battle, you are guarding a victory. En hierdeur bedoel hy, en dit het my net so baie beteken, wanneer iemand 'n fisiese hartontplanting ontvang, begin daar eintlik 'n nuwe stryd. Wat ons nou gesê het, want die operasie was suksesvol, en dan kan die liggaam dit nog verwerk, die hart. Daarom moet die dokter die pasiënt voorberei, voortdurend monitor, en moet die hart versigtig beskerm word, asof dit 'n geveg is, dat dit nie verwerp word nie.
Maar wanneer God 'n mens 'n nuwe hart gee, en dit is vir my amazing, wanneer God 'n mens 'n nuwe hart gee, werk dit anders. Ons beskerm nie 'n nuwe hart omdat ons nog moet wen nie. Ons bang is dit word aangeval of verwerp nie. Maar omdat die oorwinning reeds behaal is. Jesus het reeds die prys betaal en die verhouding met God herstel. Wanneer ons dus ons hart bewaar, doen ons dit nie uit vrees dat God se werk gaan misluk nie. Maar, hoor hier, uit dankbaarheid vir wat hy reeds gedoen het. En besig is om te doen. Dis soos 'n span wat reeds die kampioenskap gewen het en nou die trotse trofee oppas. Ons bewaak nie 'n stryd wat nog gewen moet word nie. Ons bewaar 'n oorwinning wat reeds behaal is. Vir sommige is die nuwe hart wat ons ontvang dalk nog iets vreemds. Veral omdat ons nog nie die vrugte daarvan raak sien in ons eie lewe nie. En dan wonder ons baie keer of ons dan nou werklik 'n nuwe hart ontvang het. Ons begin vra en sê of ons nie dalk oorgeslaan is nie, of ons wonder of ons werklik ons hart vir die Here gegee het. En nou dat ek dit sê, ons het ons hart vir die Here gegee, wil ek my gou onderbreek. Ek besef nou dat wanneer ek my hart vir die Here gee, dan gee ek my ou hart vir die Here en ek ontvang 'n nuwe hart van God af. Dis ons ou hart van klip wat verhard het, wat plek maak vir 'n nuwe hart wat God vir ons gee. Hoe amazing is dit nie? Maar baie keer as ons so na ons eie lewe kyk, veral as ek so terugkyk oor my eie lewe en plekke sien waar ek my hart nie beskerm het nie en oorgegee het, dan wonder ons of ons dan nou werklik 'n kind van God is. So ek onderstreep dit weer. Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, het hy vir jou 'n nuwe hart gegee. En op die koop toe het jy nog die Heilige Gees ook ontvang. So, as jy weer twyfel, stuur die bose ou aan sy pietjie met hierdie woorde: God het vir my 'n nuwe hart gegee. Ja, ek weet ek glip hier en daar. En ek doen nog dinge van die ou harde hart. Maar ek is 'n work in progress. God deur sy Gees is aan die werk in my en is 'n proses. En sommige van ons, soos in ek, soos in my, is dit 'n harder werk as in ander. Maar as ek val, sal ek opstaan en ek sal weer probeer. As die wagte aan die slaap raak en ek glip, sal ek my sondes bely. Want die woord sê, God is getrou en regverdig om my al my sondes te vergewe. Ek sal my wagte wakker skud en die Heilige Gees weer vra om te help. Ek weet, aanhouer wen. En kom ons vat die praktiese raad van Salomo. Kom ons luister weer, sodat ons kan weet waar ons wagte slaap. Kom ons maak seker dat ons vigilant is, veral op die vlakke waar ons weet ons pak vat. Keep vigilant watch over your heart. That's where life starts. Don't talk out of both sides of your mouth. Avoid careless banter, white lies, and gossip. Keep your eyes straight ahead. Ignore all sideshow distractions. Watch your step, and the road will stretch out smooth before you. Look neither right nor left. Leave evil in the dust. Ek het geloop met stof in my siel. Gedink ek moet alles self beheer. Leë gebede, 'n rustelose hart, naby aan lig, maar nog in die donker. Maar toe kom U met genade na my. Nie omdat ek het werd was nie. U het my naam in liefde geroep en nuwe lewe in my geblaas. U was my skoon, U maak my nie. U al uit die klip en gee
soos ek is. Nie deur my krag of wat ek doen, maar deur die liefde van die seun. Nou klop my hart met nuwe hoop, die lig breek deur elke dag en al struikel ek soms nog, u Gees hou my vas. U was my skoon, u maak my nuut, u haal uit die klip en gee my hoop, 'n nuwe hart, 'n nuwe begin, u lief nou die binne-in. Ek sing vandag uit dankbaarheid, u genade dra my elke dag, stap vir stap lei u my voor, met 'n nuwe hart wat vir u klop. U Gees lei my elke dag, u wys my waar die lewe wag, nie alleen, nooit weer alleen. Die liefde dra my deur alles heen. U was my skoon, u maak my nuut, u haal uit die klip en gee my hoop, 'n nuwe hart, 'n nuwe begin. Die liefde leef nou die binne-in.